Ek besef ek het met werklike skrywers te doen. Ek is 'n eenvoudige historikus. Maar ons het ons eie probleme. Ek het ondervind toe ek die vertaling van die Engelse uitgawe van Slabbert in Afrikaans probeer behartig het. Dit is my veel meer uitdagend as wat ek aanvanklik gereken het dit sou wees. Maar dit is nou beskikbaar en ek wil nie so kolporteer klink nie, maar dit is daar op die tafel vir die wat sou belangstel. Derhalwe gaan ek net 'n baie bondige weergawe gee, biografiese weergawe. Ek het erachter gekom, jong mense weet nie meer wie Slabbert is nie, maar ek dink mense van julle ouderdom weet nog, hopelik. Hy is in 1940 gebore, Pretoria, en sy tweelingsuster Marcia. Sy ouers is kort daarna geskei. Slabbert was nog skaars gebore, toe is al reeds geskei, en hy het die Hasepad gekies en by die weermag aangesluit vir die Tweede Wêreldoorlog waar hy diens gedoen het. Het was nogal 'n algemene verskynsel om hulle vaderlike verpligtinge te verwaarloos om onder die vaan van patriotisme by die weermag aan te sluit. Hy het in 'n verbrokkelde familiesituasie groot geword. Hy het skool in Polokwane, Pietersburg destyds. En daarvandaan is hy na die Universiteit van die Witwatersrand, waar hy begin het om as 'n teoloog te begin bekwaam. Hy is daarna na die Universiteit van Stellenbosch, wat hy aanvanklik vir teologie ingeskryf het, maar soos hy later gestel het in sy biografiese herinneringe, then I felt uncalled at one point. En hy het toe van vak verwissel, van stuurrigting verwissel en 'n sosioloog geword. Hy is al van sosioloog gesien, dis 'n toevlugsoord vir die wat se geloof hulle verwar. En hy het vinnig akademiese opgang gemaak en op die leeftyd van 33 is hy professor in die Universiteit van die Witwatersrand as departementshoof aangestel. Hy het iets wat op onverwagte wyse in die politiek betrokke geraak. In 1974 het hy gestaan as progressiewe partylid by Rondebosch in die Kaap, wat hy bo verwagting gewen het. Hy het om hart en siel in daardie veldtog gewerk. Hy was 'n man wat hom werklik met passie kon toewy as hy op iets besluit het. Van die van julle wat Rondebosch ken sal weet, dis tamelik Engels sprekend, maar hy het 'n goeie indruk gemaak op die ouerige Engels sprekende dames. Hy vertel in sy herinneringe dat they thought Jan Smuts had returned and they welcomed me with weepy eyes. Hy het daardie tipe goeie Afrikaner indruk op Engels sprekendes gemaak. Nou, een van die kwessies, hy is eers opgang gemaak, ook in die progressiewe party. In 1979 is hy verkies as leier van die party en hy het leier gebly tot 86. Slabbert, een van sy dryfvere was, hy wou verandering sien en hy het geen sin daar aangesien om aan te bly as jy geen verandering kan bewys nie. Hy was gestel daarop in sy akademiese werk op hoe toon jy vordering aan. En in die politiek kon hy het nie aantoon nie. Hy het toe DASA begin, Institute for the Democratic South African Alternatives. En onder die DASA se vaandel is hy ook saam met 60 ander mense wat beskryf is Afrikaners en na Dakar in 87 om die ANC's verbanne ANC daai tyd samesprekings te voer. Mens moet oppas om die hele Dakar ding te oordryf, maar dit was toch as bekendmaking en bewuswording in Suid-Afrika in die 80e jare het dit 'n belangrike rol gespeel om die ANC as 'n speler te bevestig. Nou, een van die kwessies waarmee Slabbert geworstel het,
was die identiteit van Afrikaner wees of gesien te word as Afrikaner. Nou mens kan nou heeltemal aangaan en die hele lesing gee oor wat is identiteit en wat is Afrikaner. Ek dink egter Breitenbach het die mees treffende opsomming daarvan gegee toe hy geskryf het dat wanneer 'n definisie vereis word oor identiteit en wat is Afrikaner, wanneer die definisie vereis word almal soos 'n Lister engine stotter wat na asem snak. Daar is nie 'n eenvoudige oplossing nie. En ek gaan dan daarby laat. Nou Slabbert self, wat sy eie selfbelewenis daarvan, hy het hom nie beskou as 'n devout, swambesuited Afrikaner nie. Soos hy sê, hy was ook nie 'n uptight culture, vulture Afrikaner nie. Of aan die ander kant, 'n free and easy alternatiewe Woodstock nie. Maar hy het nogtans as 'n verwaarde en soms homself gesien as 'n verlore Afrikaner. Volgens Slabbert het hy eerstehands beleef dat dit vir baie mense verwarrend was. Maar vir hom was self dit, die verwarring, 'n vorm van 'n eie sosiale identiteit. Hy het nooit sy Afrikaner wortels ontken nie en hy het hom met geesdrif en ywer daaraan verlustig om bijvoorbeeld Afrikaanse tradisionele volksliedjies te sing, braaivleis, gesellige verkeer en so meer. En hy het in 2000 ook nogal betrokke gewees by die vestiging van kunstefeeste. Mense het hom beleef as 'n comfortable in his skin as an Afrikaner and in speaking Afrikaans. Maar hy was toch skerp kritisch teenoor Afrikaners wat hulle arrogant geroem het op hulle identiteit en hulle kleur gebruik het om ander Afrikaanssprekendes uit te sluit of weg te stoot. Sy eerste vrou het hom beskryf as iemand uit 'n stoere boereagtergrond, dis nou Mana Slabbert gewees. Nou, ten spyte van die feit dat hy uit 'n gebroke huis uitgekom het, het hy gesê dat hy eintlik nie verskil gemaak as Afrikaner wees nie. Van meet af, sy oupa en ouma het weer groot geword het, van meet af was selfsprekend gewees. Hy het geen verskil in sy wêreld gemaak nie. Hy is as Afrikaner geïdentifiseer en dit sou hy wees. Hy het graag die Franse filosoof Jean-Paul Sartre aangehaal. Jy is 'n Jood omdat ek na jou kyk. Waarmee geïmpliseer het dat ander mense definieer as behorende tot 'n sekere groep, ongeag van jou eie definisie van jouself. In Suid-Afrika het hy gesê, help die manier van waarop jy Engels praat, sekere soort humorsin, kosvoorkeure, professionele loopbaanomgewing en woonbuurt, alles om jou as Afrikaner te identifiseer. Hy het egter heel problematies gewees oor die konsep die Afrikaner en ook die Afrikaner se geskiedenis. Om Afrikaner genoem te word, het hy geredeneer, is maar slegs die begin van 'n gesprek en nie die finale antwoord nie. Ek dink daarin lê nog 'n belangrike idee opgesluit. Hy het ook 'n verfynde en veelvlakkige begrip gehad van verskeie maniere waarop Afrikaner identiteit uitgedruk kon word. Hier byvoorbeeld, verbasend genoeg, het hy saam met Eugene Terreblanche, wat julle weet AWB onder leier van die AWB was, ver regs en uitgesproke rasis. Die ander progge het op Eugene Terreblanche neergekyk, Slabbert nie. Hy het hom genooi vir ete en hulle het geëet, hy het gesê, hy is eintlik 'n baie interessante manier, alhoewel ek nie gehou het van sy tafelmaniere nie. Ja, hy het gesê, onder die dreigtaal van Terreblanche het 'n natuurlike hartlikheid en ruimhartigheid geskuil. Slabbert het vermoed dat Terreblanche in werklikheid sonder om te besef 'n Afrika begrip van gasvryheid en vreedsame naasbestaan hom saamgedra het. Volgens Slabbert was daar geen twyfel dat Terreblanche as 'n wit mens op 'n unieke en spesiale wyse in Afrikaan was nie. Hy het dit wat Europa kultureel, filosofies en ekonomies in die verligting in die vorige 2 eeue beleef het, agterbreë gebly. En dit was sigbaar.
Die tragedie wat dit was, dat hy as 'n wit Afrikaan gepoog het om sy eie kontinent en mense te aanvaar. Maar hy was eenvoudig nie toegerus om dit te kon doen nie. En dit het gelei tot 'n latente minderwaardigheidsgevoel en sy rasisme. Nou, ek stem nie heeltemal saam met sy tamelike goedhartige beskrywing van Terblanche nie, maar dit wys jou dat hy probeer verstaan het wat die man se identiteit behels. Ek wil oorskuif na die besinning oor die aard van etnisiteit. Ek wil ook nie te akademies daarmee omgaan nie, maar hy het onderskei tussen wat as primordiale sienings van etnisiteit genoem kan word en meer histories relativistiese uitgangspunte. Primordiale sienings impliseer dat etniese identiteit inherent is, geneties bepaal en oorgedra, terwyl 'n historiese relativistiese standpunt redeneer dat dit verduidelik kan word in terme van die maatskaplike en politieke omstandighede wat in 'n spesifieke tydsgewrig heers en groepsidentiteit versterk. In die lig hiervan het Slabbert etnisiteit as 'n veranderlike gesien waar persoonlike ervarings kan varieer na gelang van objektiewe veranderlikes. Hy was baie skepties teenoor akademici wat in essentialistiese, metafisiese terme aan Afrikaners gedink het. Een voorbeeld wat hy aangehaal het was die van 'n historikus, die vaderlike professor Ban Booyens van Stellenbosch. Hy sê vir Booyens was 'n Afrikaner iemand wat met sonsondergang die getinkel van melkkanne en die gekoer van duwe gehoor het. Dit op 'n tydstip toe Afrikaners alreeds grootliks verstedelik was. So daardie tipe idee van Afrikanerdom wat Ban Booyens versprei was eintlik heeltemal onvanpas in 'n moderne samelewing. Nou, ja, verder is dit ook 'n kwessie van hoe hy homself as Afrikaner onder die progge gehandhaaf het. Dit moet bereken word dat gegee die politiek van die dag sy identiteit gewrig gedra het en dat dit 'n bate was wat die progge goed te stand gekom het. In algemene Afrikaner kringe was daar 'n neiging destyds, as jy nie binne die volk is, die kan jy nie werklik kommentaar lewer nie. En daar was 'n suspisie oor mense wat van buite af kommentaar lewer. So daai kommentaar van buite die kudde is gewoonlik verwerp. Maar as groot was nogal geluister na mense van binne die kringe en in 'n sekere stadium het Slabbert daaraan voldoen. Afrikaners het gesê, hy is jammer dat hy nie die nasionale party behoort nie, anders sou ons met hom kon saamgestem het. Maar hy is natuurlijk heeltemal verskil van hulle. En hy is ook die eerste persoon wat ek reken, wat ek noem in die boek ook, dat what is changed is the grammar of parliament. Daardie tyd is die natte teen die sappe geveg en het gemaak asof apartheid net 'n bysaak was. Hy het apartheid baie spesifiek op die agenda gesit in die parlement. Ten spyte daarvan en ten spyte die program as Afrikaner probeer gebruik het, dink ek nie is werklik 'n impak gehad nie. En as 'n mens dieper soek daarna en dieper krap kom jy agter, van sulke vergaderings is baie goed bygewoon die Afrikaners, maar baie min van het eventueel pro gestem. Daar word bereken dat ongeveer 5% van mense het pro gestem in daardie tyd, van Afrikaners. So, dis nie die enigste dimensie waarna ons kan kyk nie. Sy identiteit van Afrikaner wees het by tye die progge selfs om nie heeltemal vertrou nie. Dit begin die hoogte uit en herhalend in die algemeen neergekyk op Afrikaners, sommige van hulle. En daar is gesê dat die progge, het moontlik selfs sommige progge het Afrikaners verag en is deel van 'n teenkanting teen apartheid het verstrengel geraak met 'n antipatie teenoor Afrikaners. So daar is nie 'n fyn onderskeid getref nie. Nog dikwels destyds verwys na
they refer to the bloody Nats all the time. Dit is so van, terwyl hulle eintlik bedoel Afrikaners. En net dat loops, ek het nou onlangs gelees van Etienne wat Rhodes besoek het en hoe hy uitgesloten gevoel het in baie opsigte as 'n Afrikaner. Laat ek afsluit. Mens kan sê dat alhoewel hy vir Slabert gedistanseer het van georganiseerde Afrikaanse politiek, was Afrikaner lewe vir hom meer as bloot politiek. Breitenbach het die vernaamste dele daarvan opgesom deur te sê, Slabert was 'n onbeskaafde Afrikaner met 'n diep liefde vir poësie en 'n verknogtheid aan gasvryheid, humor en sportrituele en Afrikaanse manier van dink doen. Maar retrospect, dink ek, wat kan mens nou vandag daar uitneem? Ek dink hy was 'n voorloper wat betref Afrikaner denke, Afrikaner identiteit. Ek dink ons beweeg vandag in 'n era waar ons nie meer toegang het tot formele politiek nie en waar die kulturele al hoe belangriker word. En ek dink in daai opsig het Slabert onwetend miskien effens van 'n fundament gelê. Dankie vir julle aandag.